Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. As jy nie seker is of jou gebede die situasie waarin jy nou is kan verander nie, lees die verhaal van Moses wat by God ingetree het om nie die Israeliete te vernietig as gevolg van die goue kalf en afgoderry wat hulle gepleeg het nie. Moses het probeer om God te oortuig om van plan te verander. Hy sê in Eksodus 32 vers 11, waarom o Here, sou u toorn ontvlam teen u volk, wat u met groote krag en met 'n sterke hand uit Egipte land uitgelei het. En dan in vers 13, gedenk aan Abraham, Isak en Israel, u knegte vir wie u by uself gesweer en aan wie u gesê het, ek sal julle nageslag vermenigvuldig soos die sterre van die hemel, en hierdie hele land waarvan ek gespreek het, sal ek aan julle nageslag gee, dat hulle dit vir ewig kan beerwe. En alhoewel God gedreig het om die volk te vernietig, sê vers 14, toe het dit die Here berou oor die onheil wat hy gesê het, dat hy sy volk sou aandoen. Moses was op sy knieë waar hy ingetree het vir die mense wie hy moes lei. Maar let op hoe hy gebid het. Hy het God aan sy beloftes herinner. Hy het op dit gestaan wat God gesê het. As daar een ding is wat God se aandag sal trek en hom sal laat reageer op jou behoeftes, is dit om op sy woord te staan. God se woord in 'n saak is altyd God se wil in 'n saak. 1 Johannes 5 vers 14 sê, en dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor hom het, dat hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil. Jou lewe is soos 'n elektriese koord, waardeur God se krag en teenwoordigheid in enige situasie kan vloei. En wanneer jy bid, skakel jy die skakelaar aan om daardie krag vry te stel. So in plaas daarvan om net oor die situasie te kla, begin in geloof daaroor bid. Here, ek kom vandag voor U, nie om oor my omstandighede te kla nie, maar om U aan die woord te herinner. U sê in die woord in Filippense 4 vers 19, en my God sal elke behoefte van julle vervul, na sy rykdom in heerlikheid deur Christus Jesus. Ek hou vandag vas aan hierdie belofte, en vertrou dat U getrou is, en dat U sal doen wat U woord sê U sal doen. In Jesus naam bid ek dit. Amen.